Wat 'n voorreg om saam met jou te kuier op 'n Dinsdag aand. En ouer gewoonte tussen 8 en 9 is dit ons saam kuiertyd wat ons net lekker die naam van die Here groot maak deur om die woord met mekaar te kan deel. En vanaand is dit vir my weer eens net 'n voorreg om saam met jou net tyd in die teenwoordigheid van die Here te spandeer en met jou maar net te deel wat op my hart is en mag vanaand ook vir jou 'n groot seën uit die hand van die Here wees. Ek wil vir die Here dankie sê vir sy guns en sy genade. Ook so vir die voorreg wat jy en ek het om so saam te kan kuier in sy teenwoordigheid. En vanaand wil ek sê, Here, daar's niemand soos U. Niemand wat opgemeet en vergelyk kan word aan die glorie, aan die liefde en die genade. En Here, vir hierdie man en vrou wat vanaand saam kuier, is my gebed dat U hulle sal seën en hulle net sal ervaar ook wat U vir haar en hom in store het. Raak hulle huisgesinne aan, hulle huwelike, hulle kinders, hulle handewerk, dit wat hulle mee besig is. Ons eer U vanaand vir die voorreg wat ons het om so saam te kuier. En ons sê vir dankie ook, selfs vir die klein goedjies, wat ons baie keer op uitmis, om vir U dankie te sê. Ontvang U vanaand, so die lof en die eer, deur ons lofoffers wat ons aan U bring. In Jesus se naam. Amen. Glo het 'n baie lekker dag gehad. Ons krag is al van vanoggend vroeg af en op pad terug huis toe vanaand van die sport af van die Pildige. Ek was by die Pildige my laaitie deelgeneem. En toe sê Karen vir my, raai wat, die krag is aan. En ek so bly. En toe ek by my huis stop, toe is die krag af. Ek sê vir krag is by jou aan, maar is by my af. Sy sê, o nee, dit het weer afgegaan. So die generator hardloop nou. En ja, dit is maar die uitdagings. Net as jy weer 'n bietjie opsteekie in Pretoria, dan is jy in kameeldrif nie krag nie. En ons het dit nou al gewoond geraak. Ek dink jy mens raak het ooit gewoond nie, maar ja, vandag het die kinders 'n byeenkoms gehad daar op Pildige. Nolan het eerste gekom in die verspring en tweede in die 200 en derde in die 100. Goed gegaan met die kind. Hy geniet homself en hy is net weer op pad terug Pietersburg toe. En ek wil vanaand so 'n bietjie met jou kom gesels op TikTok en op YouTube en op Facebook rondom God se perfekte plan vir ons lewens. Want dit sou mos nou lekker gewees het om te weet dat die meesterplan van God, en ek luister so baie na mense en dan sal hulle vir my sê, "Sjoef, weet jy, ek weet nie wat God se plan met my lewe nie, om te weet wat 'n keuses om te maak betreffend jou loopbaan, jou verhoudings, jou finansies en daai groot besluite in jou lewe wat jy moet neem om God daarin te ken." En natuurlik gee God om oor die detail van jou en my lewe. En sy wil vir jou lewe sluit die groot dinge in. En tog sluit God se genade, jy weet, en ook die klein dingetjies in waarmee ek en jy elke dag in betrokke is. En ek wil hê jy moet weet dat God stel belang in die detail. En wanneer jy bid en wanneer jy met God besig is, deel met God selfs die detail van jou gebedsversoek. Deel met God die diepte van dit wat jou hartsbegeertes is. Ek wil vir jou sê, dit beteken beslis nie dat jou bekommernisse gaan verdwyn as jy dit vir God gee nie. Bloot dat jy mag leef met die wete, jou lewe is reg. Dis omdat jy weet wie jy is in Christus Jesus. En ek dink, in hierdie dag en uur sit ons met soveel illusies rondom die lewe en rondom die ewige lewe en rondom God se plan en ek dink vanaand is dit dalk nodig dat jy ook by 'n plek kom om te sê, Here, ek het nie al die antwoorde nie, maar wat ek wel weet is, hierdie lood is ingeënt in U. Ek wil vir jou sê, wanneer dinge jou en my begin onderkry, kyk met 'n wye hoeklens en fokus op die groter prentjie.
En dis nodig dat ek en jy vanaand ook by 'n plek kan kom om te sê ek fokus op God. Ek gaan, jy weet, dit by die Here se voete neersit. Ek wil verder gaan om vanaand ook vir jou te sê, as jy met 'n besluit nie vrede in jou lewe ervaar nie, is daar fout. Want hierdie vrede maak in jou hart nes. En dit is so belangrik dat ek en jy God se volmaakte plan en doel vir ons lewens ken en ontdek. Dis 'n toestand wat jou hart en jou gedagtes veilig hou wanneer jy en ek moet keuses maak in ons lewens. En dalk sien jy nou op 'n plek waar jy groot keuses moet maak en besluite moet neem. En as jy verkeerde kant toe kies, kom sit die onvrede op die krop van jou maag. En ek weet altyd, jy weet, God, jy weet, sy guns en God se stem op met vrede, want God is vrede. En soms beteken dit wik en weeg, dit neem 'n tyd van onsekerheid, maar dan weet jy, dis die tyd van stil word voor God. En dalk het dit tyd geword dat jy en ek weer by 'n plek kom om 'n bietjie weer stil te word voor God. En by dit gesê wil ek jou vra, wanneer laas het jy stil geword? Wanneer laas het jy regtig waar voor God gaan sit? Die tyd is ryp vir jou en vir my om die vrede van God te soek. En dit is ook die regte tyd om op 'n plek te kan kom, om oor te kan gee. En ek dink dis baie keer ons hou terug. En vanaand wil God vir my en jou sê, gee net 'n bietjie oor. Dis moeilik, né? Dis nie altyd maklik nie, want ons wil in beheer wees en daarna kom dinge terug in fokus. Soos jy elke dag se keuses maak, kry die groter besluite 'n beter fokus. En die beste manier om dus te weet hoe jy moet leef, is deur vandag die regte dinge te doen in jou lewe. Pak elke dag met vertroue aan. Ek wil vir jou sê, met geloof, met hoop. 'n Mens kan jou byna nie indink as jy dink aan Abraham, wat in Abraham se kop aangegaan het toe hy moes wegtrek uit Haran uit nie. En dit sê asof hy vooruitsigte van 'n nuwe werk en 'n nuwe blyplek gehad het en geweet het hoe gaan die straat wees. Hy het nie 'n straatadres geken nie, hy het nie die woongebied geken nie. Hierdie man het getrek omdat die Here hom aangesê het, Abraham, trek jou tentpenne uit en beweeg. In my prentjie klink dit nie na 'n hoogs onverantwoordelike, klink dit vir my na 'n hoogs onverantwoordelike skuif. Hoe kan jy in hierdie dag en uur sommer net sonder enige sekuriteit net oppak en gaan? Hy het sy bekende wêreld gelos. Die mense wie hy geken het, die mense wat hy elke dag gegroet het hy net so agtergelaat gegroet en beweeg. Hy en sy vrou en sy neefie Lot en hulle huishouding het opgepak. En daarna het Abraham en sy gesin hulle koers gekry na 'n landstreek waarvan hulle nie geweet het nie. Hulle het net beweeg, soos God gesê het, hulle moet gaan. 'n Mens wonder wat sy vriende gedink het van hom. Mens wonder wat sy familie gedink het, wat agtergebly het. Wat gaan in hierdie man se kop aan? Het hy 'n beroerte gehad? Is hy besig om demensie te kry? Hoe pak jy net so op en jy waai? In daai tyd kon hulle mekaar nie bel nie. Kon mekaar ook nie Skype nie. Jy het gegroet en jy's weg. Ek wonder of ek en jy wat vanaand luister, enigsins op 'n plek in ons lewens sommer net so drastiese besluit sal neem. En terwyl ek praat rondom my tema, God se perfekte plan vir jou in my lewe, wil ek vir jou sê, net oppak en groet en sonder enige versekering vir jou 'n blyplek en ander weiplek vir jou diere te gaan soek. Sjoe,
Dis groot, né? Hierdie is groot. As 'n mens mooi daaraan dink, is dit wat elke jaar gebeur. Ons vaar 'n nuwe lewensjaar in. Ons het geen idee waar ons teen die einde van die jaar gaan opeindig nie. En wat gebeur intussen in jou en my lewe? Ons is goed geoefen in bekommernis en sit sommer klaar en verwag die ergste. En dalk is jy nou daar. Jy is in Maart, maar jy verwag al klaar die ergste. Ons stres oor ons kinders, oor ons ouers, oor ons geld en oor ons gesondheid en oor besigheid en oor werk. Want eintlik glo ons meer getrou aan die lese wat ons self aan mekaar getimmer het. God sorg vir mense wat vir hulle self sorg. Dis ons baie keer optree en ons beplan ons jaar en so ook ons dagboeke en ons wil hom tog nie bemoei met ons dag tot dag beplanning nie. So nou vat ek maar oor. Praat met jou oor God se perfekte plan en as jy nog nie op ons groepe is nie, my nommer verskyn op die platform sodat jy op die groepe kan kom om ons dagstukkies te ontvang. Want ek wil graag jy moet dit vat, jy moet die aandboodskappe vat en daarop gaan mediteer. En baie keer sal ons vir onsself, maar ons het aan 'n gesonde verstand gekry, Stef. Ons wil hom tog nie bemoei met al ons goed nie. Ons kan dinge self uitwerk. Ek dink dis waar ons as mans baie keer groot foute maak en selfs vrouens, is dat ons in ons lewens, jy weet, goed uit God se hand uitvat. En ons wil nie oorgee aan God nie. Allermins, hy wil hê jy moet soos Abraham uitgaan, trek weg, sonder om te weet waar jy gaan wees, in geloof. Stef, wil jy ek moet vanaand oppak? Ek sê nie moet oppak nie, wat ek vir jou sê is om God se perfekte plan te kan kom, is om in oorgawe oor te kan gee, elke deel van jou mens wees. En God werk nie soos ek en jy nie. Allermins nie. Ons werk met vrae en antwoorde, probleme en oplossings en ons wil in beheer wees. Ons wil sekerheid hê oor wat volgende met ons gaan gebeur, wat volgende in plek gaan kom. Maar jy moet wegtrek van jou oortuigings, jou behoefte om in beheer te kan wees en jou selfvertroue, versekerende beplanning en daardie alles wethouding. En dis waar ons 'n fout maak, daai van ons weet alles. As kind van die Here kan jy nie die toekoms, as kind van God kan jy nou die toekoms ingaan. En dis wat God wil hê. Ek en jy moet ingaan in 'n nuwe seisoen van ons lewens. En gisteraand het ek gepraat oor Maart maand en gisteraand is ek baie laat gewees. Ek vra verskoning, was 'n uur laat. Ek het gepraat oor hoe seisoene verander en hoe belangrik dit is om in die nou in te beweeg en nie te mis wat God vir ons in store het nie. Jy kan met 'n geruste hart aanpak wat hy doen, al weet jy nie altyd so mooi nie. Maar as ek oorgee aan God, dan weet ek God U is in beheer. As kind van die Here, vra die Here ons moet ons harte oorgee, ons planne oorgee. Jy kan met 'n geruste hart dan aanpak vir wat voor lê, want jou waarborg is, sy genade, Stef, is vir my genoeg. Sy genade is vir my genoeg. Bou 'n tradisie en bly werk aan jou eie geloof, 'n tradisie van oorgee, 'n oorgawe, 'n tradisie van geloof. Dis 'n mooi tradisie. Abraham het in sy tyd 7 altare gebou. Hy het fisiese altare gebou. Ons het die naweek op die mannekamp en terwyl ons so sit en net kuier voor ons in die bed klim, vertel Pastor Ferdinand deel hy met ons oor die altare, die klippe wat sal uitroep. Die klippe wat sal uitroep. En hy praat oor van die altare wat Abraham gebou het. En oral waar hy gegaan het hy altare opgerig. En dit was een van daardie altare waar Abraham sy geloof getoets is.
Hy was uiteindelik selfs bereid gewees om sy seun in gehoorsaamheid te offer. Sjoe, dis verskriklik om op so 'n plek te kom om 'n seun te wil offer. Ons verhouding met God moet ook in die een of ander stadium verby so 'n punt beweeg. Wat sê ek vir jou? Dit kan nie net gaan oor wat hy vir ons kan beteken nie. Opofferings moet vir ons 'n daaglikse altaar word. Opofferings. Nie slegs aanbidding wanneer dit my pas nie, of wanneer dit jou pas nie, want God moet mos maar inpas in ons program. Weet jy wat die kern van opoffering is? Dis wanneer jy besef, hoor wat ek nou vir jou sê, dis wanneer jy besef dat jy nie doen soos jy voel nie, maar jy doen wat jy nie anders te kan nie. Jy antwoord op liefde wat jou lewe omgekeer het. Jy sien dis gee jy tyd in jou lewe tot eer van God. Dis waar jy moet kom. Die tweede geslag van wie ons lees is die van Isak. Isak het alles van Abraham geërf. So Isak het wat hy gehad het as 'n erfporsie van sy pa Abraham ontvang. En hy moes leer om, en ek so lief altyd om hieroor te praat, om die putte wat sy pa gegrawe het, dieper te grawe. Jy weet, ten spyte van alles wat hy geërf het, moes Isak nog steeds in sy lewe 'n persoonlike ontmoeting met God hê. En ek en jy het nodig in ons lewens 'n persoonlike ontmoeting met God. En ek wil dit deurtrek. Wat Abraham gehad het, het Isak wel gekry, maar Isak moes voortbou op dit. Wat ons voorgeslagtes en ons ouers aan ons voorgehou het, is baie belangrik dat ek en jy vanaand sal besef dat ons moet in 'n persoonlike verhouding self met God gaan. Die ewige lewe gaan oor 'n persoonlike saak tussen jou en God. Dit is tussen julle. Dit is tussen Pastoor Stef en jou en God. Dit is tussen jou en God. Geen familienaam word daar aangeteken nie. Slegs persoonlike name. Dit is jou verantwoordelikheid. Nie my verantwoordelikheid, dit is jou verantwoordelikheid vanaand om op 'n plek te kom om tyd te maak vir God. So het Isak sy putte weer oopgegrawe. Hy het egter ook sy eie putte gegrawe en meer persoonlike ontmoeting met God gehad. En hy het, jy weet, ek dink hierso, terwyl hy putte gegrou het, was hy besig met God. En dis wat ware erlewing in 'n man en 'n vrou se lewe beteken. Jy breek nie weg van die altare van die vorige geslagte, maar jy bou voort op wat jy geërf het. Dit wat ek gehoor het van, dit wat hy gesien het van sy pa, dit wat hy geërf het, het hy gaan opbou. Jy weet, hy het dit gegroei, sodat sy kinders kon groei. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om ons kinders na 'n geestelike plek toe te vat. Ons het 'n verantwoordelikheid om dieper te gaan as wat ons paas en ons oupas en ons familiestam gegaan het. Die uitsondering van die Heilige Gees is uit gebed gebore. Die uitstorting van die Heilige Gees is uit gebed gebore. Mans en vroue het 50 dae lank in die bovertrek by mekaar gekom. Amper 2 maande, elke dag daarbo by mekaar gekom. En dit was nie bespiegel om plannetjies te beraam nie. En plannetjies te maak nie. Hulle het daar by mekaar gekom om te gaan bid. En ek dink vanaand moet jy dit in gedagte hou in jou eie lewe. Dit is so, maar dit is so belangrik. Wat sê ek vanaand vir jou? Dis moes die Isak geslag, die putte van Abraham, dieper grawe. Dis waar ons daagliks die Here sal ontmoet vir wysheid, vir insig. Grawe daardie putte oop. Maar grawe ook jou eie putte. Luister wat jou familie gesê het rondom God en ander.
maar gehoor self by God. Gaan ontmoet God self. Ek kan jou tot by die water vat en ek kan myself blou preek, maar die uitnodiging lê op jou tafel. Daardeur laat jy die seën na jou geslagte deurvloei vanuit jou lewe. Bou op die voorgeslagte se geloof en goeie tradisies, maar luister baie mooi, bou ook jou eie persoonlike nuwe verhouding met God elke dag. Ek praat van om God, jy weet, sy perfekte plan vir jou lewe te ontdek. By Gadara kom Jesus en die disippels 'n man teë. Baie bekende gedeelte. Hy het geskreeu soos een van die varke. Hy het nie klere gedra nie, hy het tussen die grafte geslaap en hy het daar rondgehardloop en almal bang gemaak. Jy weet, 'n weermag demone het hierdie man stuk vir stuk begin vernietig. Tjoh, ek gaan lees daai gedeelte. En toe die groep daar kom, tree hierdie besetene man anders as al die ander kere op, en hy val voor Jesus neer, en Jesus, ons ken die verhaal, kom en hy spreek hierdie demone aan, en hy sê, hulle sal van hom moet uitgaan. Maar dan lees ons, dat hierdie duiwels gesmeek het. Jy sien die woord in die oorspronklike Grieks beteken, hulle het gebid. 'n Demoon het begin bid. Kan jy dit glo? Die demone het intens leer bid. Jesus antwoord die gebed van hierdie spul duiwels met 'n ja. En hy stuur hulle almal in die varke in. Hy doen wat hulle vra. Hy stuur hulle in die varke in, en daarna bid 'n ander man, 'n jong bekeerling in die familie. En hy smeek om saam met Jesus te mag gaan. Hy kom tot bekering, hierdie besete. En immers is dit tog Jesus se opdrag vir my en vir jou om te gaan en disippels te maak in alle nasies en volke. En hier kom hy tot bekering, en daar's 'n radikale verandering in hierdie man se lewe. Hy's 'n nuwe Christen, hy's 'n nuwe gelowige. En hierdie nuwe volgeling was gereed gewees om sy land en sy dorp en sy mense te verlaat, om, jy weet, na Galilea toe te gaan. En dan kom hierdie verbuisterde antwoord van Jesus af. En hy sê vir hom nee, hy sê nee vir hierdie man, maar hy sê ja vir die demone, maar hy sê vir hierdie man nee. Nou, hoe kry jy dit by mekaar? Nee vir hierdie nuwe volgeling, om nie saam met my te gaan en vir ander te gaan vertel nie. Maar Jesus sê, net hier waar jy is, moet jy die goeie nuus uitdra. Man, en ek gaan lees hierdie gedeelte weer, en hierdie man het na die stede en die dorpe in sy omtrek gegaan. Kom ons sê nou maar, hy het hierso gebly waar ek bly, hier by, jy weet, by Rodepladam. En hierdie man, as jy nou die streke ken, nou daar waar hy was, die besetene van Gadara, het hy tot bekering gekom, en hy het toe daar in die streek, so hy het seker na Sinnewil toe gegaan, en Montana, hy het daar in Stormville weg, hy het daar in Linwood weggegaan, hy het, jy weet, hy het Pretoria Oos besoek, hy het Centurion toe gegaan, hy het in sy area vir almal vertel van die werk wat God in sy lewe gedoen het. Hy is 'n nuwe bekeerling, en hierdie man gaan en hy gaan vertel toe, net presies wat Jesus hom sê, bly hierso, moenie saam gaan nie. En daar het hy vertel wat die Here hom aangeraak het en hom verlos het van al hierdie demone. Een van daardie dorpies wat hierdie besetene van Gadara, hierdie nuwe volgeling besoek het. Luister baie mooi wat ek vanaand vir jou sê. Dit is vir my belangrik dat jy sensitief ook vir God sal wees. Die een van hierdie dorpies wat hy besoek het, provinsies of areas waar hy gaan praat het hulle genoem, dit was in die suidkant gewees van Pella, P-E-L-L-A, Pella. En omtrent
36 jaar, luister nou, 36 jaar na hy tot bekering gekom het, hierdie besetene van Gadara, het generaal Gaius Sestius op Jerusalem toegeslaan, daar by 70 na Christus. En die Jode het toe onthou daai profesie wat Jesus gesê het, wanneer julle sien dat Jerusalem deur magte en deur leers omsingel word, moet julle weet dat die verwoesting naby is. En dan moet julle wat in Judea is, die berge invaar, Lukas 21, en dan moet julle daar invlug en daar gaan wegkruip, vir 'n tydperk. En dit het gebeur, die Romeine kom en hulle verwoes later hierdie stad, en hierdie mense maak toe soos wat God gesê het, terwyl die Romeine hierdie tempel gelyk maak met die grond, vlug hulle, en hulle is egter, jy weet, hier is egter die wonder, daar was blykbaar geen Christene in daai stad meer oor gewees nie. Waarheen het hulle gevlug? Die woord sê, hulle het gevlug na 'n sterk Christelike gemeenskap toe met die naam van Pella. Is dit nie mooi nie? Dit was een van die 10 stede van Decapolis. Soos dit het my, dit roer my hart terwyl ek dit lees en ek besef dat deur hierdie volgeling, daai besetene van Gadara wat tot bekering gekom het, Jesus sê nee, jy moet net waar jy is, lewe net hier jou doel uit. En ons verstaan nie altyd, hoekom moet ek nou hier wees? Hierdie man wou saam Jesus gegaan het en dit maak tog sin. En nou sien ek dat, ek weet niet hierdie Richard gou blok, hy moet net van my ander gesig kry, is uit 40 name, maar met een gesig, ek is al so gewoond aan hom, die klomp scammers. Maar vir my so mooi, om net te dink aan, baie keer is ons op plek en dis wat ek gisteraan te sê, God is besig, baie keer onder die grond, jy weet, ons plant die saad, hy is onder die grond besig met groeiwerk, en ons sien nie altyd wat hy mee besig is nie. Pella, een van die 10 stede van Decapolis, was 36 jaar later, nadat hierdie man tot bekering kom het, een van die sterkste dorpies, wat 'n Christen gemeenskap, jy weet, gehad het, en hulle kon daarna toe vlug. Jy sien, dis toe die Christene uit Jerusalem uit moes vlug, het hierdie mense hulle ingeneem. Sjoe, en raai wie het hulle na Jesus toe gelei? Daai man. Verstaan jy nou hoekom hy gesê het nee vir hierdie volgeling se dringende gebed om saam met Jesus te gaan? En dalk worstel jy vandag, en ek wil jy met my hart hoor, dalk worstel jy waar jy nou sit in jou lewe, waarom jy nie op hierdie oomblik in jou lewe dalk die ja kry, en die deurbraak kry, en die oorwinnings behaal, wat jy graag wil hê nie. Iemand sê, jy sien klank op TikTok nie. Maar ek dink ek het klank daar. Hulle sê ek haak op TikTok, ek op Facebook nou. Dalk is dit maar net die sein om het, die generator geef my bietjie krag hier. Hou vas, ek wil vanaand vir jou sê, jy worstel dalk. Hoekom wil God dan nie nou vir my 'n deur oopmaak nie, Stef? Onthou, die Here sien ver vooruit. God sien baie ver vooruit. Tot in jou nageslag. En weet jy wat het ek agtergekom? God weet die beste. Bly nederig ten spyte van sukses en seën. En as jy dit beleef in jou lewe, sê vir God dankie. Vir 40 jaar het Moses van sy roeping af probeer vlug. Al waarmee hy toegerus was,
was 'n staf en 'n stof getrapte, vuil, deurgetrapte sandale. En nou ontmoet God hom en vra vir Moses dat hy sy skoene moet uittrek. En waarskynlik sê hy eintlik Moses moet ophou om van sy roeping af weg te hardloop. Dit is tyd, die seisoen, dit is sy uur, jy's my gesant, ek wil hê jy moet nie uitmis vir dit wat ek nou vir jou instoor het nie. Moses was egter bang, en ons ken die verhaal, hy was vol verskonings gewees, en God, wat vir my so mooi is, vra wat hy in sy hand het, en hy antwoord net 'n stok, en eers word hy gevra om dit op die grond te gooi, en skielik verander dit in 'n slang, 'n bonatuurlike verskynsel. Ja, en ek lees verder, en toe sê die woord, hy moes hom in die stert optel, hy moes sy vrees konfronteer, en hy moes dit hanteer. Jy moet jy weet, ek lees dit, en toe moet hy aan sy stert vat, hy moet optel, hy moet daai vrese konfronteer, om te oorwin, luister vandag, om te oorwin, moet jy jou vrese in die oë kyk, konfronteer daardie dinge waarvan jy in jou lewe af weghardloop. Wanneer Moses dit wel doen, toe hy dit doen, verander die slang weer in 'n staf. Soms dink ons, en ongelukkig is dit so, ons dink ons moet perfek wees. Talentvol, ons moet briljant wees. Ons dink ons moet supervaardighede hê en hoogs intelligent wees voor ons iets vir iemand kan beteken. Dis wat die samelewing verwag, dis wat die samelewing optree. Tog al wat nodig is eenvoud. Dis al wat nodig is. Die doodgewone jy. Jy wat nou vanaand luister, God kan 'n man net soos jy gebruik, 'n vrou net soos jy gebruik. Hy het jou lief net soos jy is, en ons moet ons weghardloop sandale uittrek vandag, en ons moet na ons roeping toe hardloop. Elkeen van ons. Kom ons flits terug. Jy sien, toe Moses in Egipte teruggekom het, vertel hy vir sy broer Aaron van hierdie wonderwerke wat gebeur het. En so kon die twee die wonderwerke vir Israel gaan wys. Ek lag so, want jy sien, toe het die mense geglo dat hulle nie alleen is nie, want daar's iemand groter wat hierdie wonderwerke verrig. En daarna is hierdie twee broers daar na Farao toe, hulle is op hulle scrambler en hulle is daar weg. En Aaron het hierdie stok neergegooi en hier het dit verander in 'n groot slang. Maar Farao kom en hy gaan roep sy eie golaars. Jy weet, en hulle stokke word toe ook slange. Maar toe gebeur die bonatuurlike wonderwerk. Aaron se slang kom en hy vreet al hierdie ander slange op. Jy sien, dis 'n buitengewone teenwoordigheid wat die situasie in iets buitengewoons verander. Jy sien, 'n buitengewone verander God. En dis vir my so mooi. Hy gee daaraan bonatuurlike sukses sodat dit alle teenkanting insluk. Dis die God. Maar hy vra, ek moet opstaan. Die grootste wonderwerk is nie die stok wat skielik 'n slang geword het nie. Dit gaan daaroor dat die slang weer kon terugverander. Die sleutel is dat jy kan terugkeer. Die sleutel is dat jy wat vanaand luister, kan terugkeer. En wanneer
jy byvoorbeeld buitengewoon geseën word met suksesse in jou lewe, hoe hanteer jy dit? 'n Mens moet nie te verwant raak as jy sukses begin beleef in jou lewe nie. Jy kan al die idees, al die planne hê, en tog kom die seën en die voorspoed slegs deur genade na jou kant toe. Jy wat vanaand sit en luister is bonatuurlik geseën. Wat is die mens bonatuurlik? Wat is die mees bonatuurlike ding wat jy kan doen? Jy kan nederig bly terwyl jy dien. Staan op vir wat reg is en doen jou deel. Jy sien ons lees, ek praat vanaand oor baie goed. Maar in Rigters lees ons van Jaban, die koning van Kanaan. En hy het deur sy magte die Israeliete 20 jaar lank onderdruk. Ja, Israeliete het in grotte gaan wegkruip. Hulle was te bang om te boer en te werk. Maar daar staan 'n vrou op, 'n ma met die naam van Deborah. En sy doen die regte ding. Sy is onder God se bevel. En sy kom by 'n plek en dis weet sy dat hierdie veldslag volgens sy plan sal verloop. Daar moet soveel, ek bid dat daar vrouens sal opstaan in hierdie dag en uur soos 'n Deborah. Haar vertroue, laat ook weer die volk op 'n plek kom om weer te vertrou. Laat die volk weer op 'n plek kom om weer te glo. Hulle is vir 20 jaar, word hulle verniel. Vir 20 jaar word hulle oeste gesteel van hulle. En dan vind hierdie veldslag in die Kison-spruit plaas. 'n Mens kry sommer hoendervleis wanneer jy daaraan begin dink, want daar kom 'n bo-natuurlike, sê die woord, verwarring onder die vyand in sy kamp, en God plant vrees in hierdie dapper harte van selfs hierdie groot generaal Sisera. Vir 20 jaar het hulle hierdie volk, jy weet, ontneem van seëninge. En 'n vrou staan op. Hierdie Sisera laat sy magtige strydwaans agter. Hy vlug en hy begin nie eens meer helder dink nie. Hy kan skaars sy geluk glo toe hy 'n tent sien. En hierdie onbekende vrou, Jaal, is die vriendelike self. En sy nooi hierdie vreemdeling in en gee vir hom ryk bokmelk en hy vra water en sy versteek hom. Sy gee vir hom bokmelk. Hy vra water. Sy kom en sy sê nee, ek het vir jou water, ek het vir jou nog iets lekkerders. Ek sê jou lekker warm bokmelk. Sjoe. Sy versteek hom van hierdie buitewêreld. En wanneer sy tentdoek oor sy opening laat sak, jy weet, hy's doodmoeg. En toe hy gaan lê, afgetakel, emosioneel moeg, vir hierdie skande en hierdie nederlaag, verval hy hierdie vyand in 'n diepe slaap. En net daar slaan heel toe. En sy kap 'n tentpen, klink wreed, maar sy kap 'n tentpen in hierdie vyand terwyl hy slaap. Hierdie slaap in 'n Sisera, kap sy 'n tentpen deur sy kop. En hierdie magtige vyand sterf net daar. Oorlog is gewen, en net soos Deborah verseker is, dit sal gebeur. Het geweet wie sy is. Sy het geweet waar sy oorwinning. Jy sien, die oorwinning was bonatuurlik. Dit was inderdaad so. Maar God gee die vyand oor aan 'n doodgewone vrou.
Omdat sy geweet het wie sy is in God. Enige mens wat bereid is om gebruik te word, speel 'n rol in hierdie groter plan op hierdie aarde. Jy's ook 'n gedigte regter, wanneer jy vanaand regverdig optree. Al kos dit soms jou gewildheid. 'n gesogte profeet, wanneer jy God se stem hoor en nie bang is om te praat nie. 'n boebaas rigter, wanneer jy ander. Vanaand praat God met jou en met my. God kom en hy kom staan by jou en my stil, en eindelik 'n plek waar jy die meeste verantwoordelik moet wees, is jou hart. Want jy sien jou hart, dit beheer ook so en rig jou lewe. Dinge wat nou regtig saak maak, en ek wil nie met my hoor, ek's amper klaar, kom by die hart. Dit is soos 'n innerlike beheersentrum, die kern van 'n mens se lewe. Daaruit kom jou ingesteldheid, jou fokus en jou motiewe. Dis waar dit uitkom. En dit is ook waar jou binnelewe afspeel, die binnewerke van jou optredes. Na twee kante toe, reg of sleg. Die hart is ook 'n verskuilde, en ek sê dit eintlik baie hartseer, die hart is eintlik 'n verskuilde spilonk. Ek wil net hierso sien wat het nou hier gebeur, as hy net dit aansit. 'n Verskuilde spilonk van vernietiging. En juist binne die hart kom Lucifer en hy laat sonde wortel kom skiet. En dit besoedel die hele binnekant. 2 Kronieke 25 het 'n interessante deel. Ons lees hier van koning Amasia. Hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, maar nie met sy hele hart nie. En dit is so belangrik dat hierdie saak amper die hele koning se stamboom vervang. Hy het dinge gedoen wat reg was, maar daar was dinge wat hy nie gedoen het wat reg was nie. En jy kan nie hier op aarde ook met 'n verdeelde hart sit nie. God soek jou hele hart. Ek wil vir jou sê, meneer, mevrou, luister, God soek jou volle beheersentrum, op hom ingestel. Dan kan hy weer jou gees en jou hart, jou lewe verander, sodat jy op 'n plek sal kom waar hy die beste vir jou bedoel het. Ek en jou aandag, ons aandag, kan maklik afgetrek word. En dit gebeur elke dag. Maar jy moet besef dat ons kan nie op ons eie staan nie en bestaan nie. God is soos jy asem, met ek en jy in asem. Die pad vorentoe is nie meer om agtertoe te kyk nie. Jy breek met jou ou lewe. Jy breek met ou nature. Jy as vrou weet, wat is jy aangewoon? Jy as vrou weet, wat jy mee moet breek. As man moet breek. Dit vra verandering. Dit vra dat daar kopsbesluit, 'n kopskuif moet plaasvind, 'n hartskuif moet plaasvind. Jy breek met jou eie lewe, en tog is daar meer in Christus Jesus. Deur om te breek met die ou dinge beteken nie dat jy nou net moet gaan afsonder nie. Dit beteken nou reik jy juis uit. Jy's dankbaar oor God wat na jou toe uitgereik het.
En dis vir my die dankbaarste plek om te kan wees. So vir mense te kan sê, ek het nie baie nie, maar wat ek het, ek is dankbaar. Ek is dankbaar vir dit wat God my in gebruik, wat God vir my instoor, deur te breek met die ou dinge. Jy weet, reik ek ook uit dankbaarheid om vir ander te vertel wat God doen. Stel jou vanaand beskikbaar vir God. Sy wil en vir sy liefde vir nou in jou lewe. Dis wat jy nodig het, niks anders nie. Ek wil vir jou sê, al die ander goeders gaan tot niet gaan. Ons raak nie met 'n medemense lewe nie. As ons begin, hoor wat ek vir jou sê om te gee, is dit dikwels die begin van herstel in ons eie lewens. Met ander woorde, medemenslikheid verander 2 lewens en selfs meer. Ek wil afsluit om vir jou net 'n kort verhaal te vertel. Dit is 'n ware verhaal wat dit illustreer eintlik vanaand. 'n Vrou met die naam van Sonja was kort in New York. Sy het daar aangekom en in New York gaan bly nadat sy uit 'n Nazi-Duitse kamp ontsnap het. Toe vlug sy Amerika toe. Sy het toe 'n werk in 'n klerewinkel gekry en sy het 'n klein woonstelletjie toe kon begin huur. In Duitsland het soldate opgedaag en hulle het haar suster se 2 kinders sommer maar net gevat by die skool. Lise en Karel word slawewerkers in 'n wapenfabriek vir die Duitsers. 'n Vrou van die vlugtingskomitee wat Duitsers help vlug, noem aan Sonja van 2 klein Duitse kindertjies. En hierdie vrou vra vir Sonja of sy nie hierdie 2 kinders wil aanneem nie. En sy kom in die aand in 'n klein woonstelletjie en sy is besig met God en sy worstel. En een nag kan sy nie slaap nie en sy haal hierdie foto van haar suster met haar 2 kinders uit. En sy sit op die tafeltjie by die voordeur en sy bid en sy sê, Here, ek wil weer leef. Ek bid dit ook so vir my suster en haar kinders. Môre kom hier 2 kinders by my huis, maar ek wil vir hulle bid. En toe die kinders kom, stel mevrou Stein hulle voor as Lise en Karel. En Karel sien hierdie foto by die voordeur en hy sê, kyk, daar is mamma. Dit was Sonja, sy suster se kinders. Die pad na herstel is selfs om na ander mense toe uit te reik. Dan is jou lewe ook 'n boodskap van lig. Dis soos 'n sein in 'n stormsee. Moenie oorboord spring vanaand nie. Jy voel jy wil in hierdie storm omkom. Jy voel jy wil handdoek ingooi. Ons gaan die oorkant haal. Jou liefde, jou omgee, raak ook net soos Moses, net soos Aaron, net soos die besetene van Kedara, raak verander God se ware verhaal van hoop. En vanaand sit jy en jy luister en wonder hoe het jy nou op hierdie blad opgedaag en hoe het jy toevallig hier aangekom? Ons is in die weeksaande tussen 8 en 9 hier en op naweke ook op Sondae aande.
Kom ek en jy kom by God se volmaakte plan en doel vir ons lewens. Jy's 'n man, jy's 'n vrou, Here, wat luister. Jy ken haar en hom by hulle name. Haar sit en haar staan. Sy sit, sy denke, selfs wanneer hy slaap, weet hy van alles van ons. En ons erken vanaand dat ons baie keer uitmis op die volmaakte plan en doel. En vanaand, Here, bid ek dat hierdie Boeta en Sissa wat vanaand luister, ook daar sal kom, by volmaakte plan en doel vir hulle lewens. Dankie dat ek vanaand vir hom kan bid, om nie meer terug te kyk nie. Vir haar, om nie net in goed vas te kyk nie, maar verby goed te kyk. Here, leer ons om, net soos Isak, aan te gaan waar Abraham gestop het. Dat ons sal aangaan om die goeie ook oor te dra en te deel en te verkondig. Dankie dat ons vanaand ook vir mekaar kan bid om meer te beleef u volheid en die almag en die glorie. Ek bid nou vir jou vir krag en vir wysheid, ek bid vir jou vir insig, deursettingsvermoë om dit toe te pas en deur hierdie storms van jou lewe te gaan. Dankie vanaand, Here, dat ek sommer net vir haar en hom sommer net kon bid. Seën hulle, omvou hulle met krag en sterkte. Ons wil vanaand 'n besluit neem om nie meer terug te kyk nie. En daarom bid ons vir krag, vir wysheid, vir leiding. Dankie dat vrese verander vanaand in vrede. Dankie dat ons wegbeweeg van bitter na beter. Ons is nog nie waar ons wil wees nie. Maar Here, ons is daarom nie meer waar ons was nie. En wanneer ons val, tel U ons op. Ons eer U vanaand. In Jesus se naam. Amen. Baie seën vir jou vir die nagrus wat voor lê. Stap in oorwinning en deurbraak en ek sien jou môre aand so by 8:00 se kant op TikTok en op YouTube en op Facebook. Dit was lekker geweest om saam met julle te kuier. Ek wil sommer ook vir jou dankie sê wat hierdie aanlyn bediening ook ondersteun finansiëel. Sjoe. Julle hou my hande omhoog om hierdie bediening te doen en uit te leef, deur om vir my te bid en ook te saai in my bediening. Die Here seën jou en jou hande werk ryklik. Jy moet lekker slaap. Gee jou beste, né? Sien julle môre aand. Groete vir sproete en 'n lekkie vir vlekkie. God bless.